Die boodskap is die mens. Psalm 103 wat vra, wie is die mens dat jy aan hom dink, die mens se kind dat jy hom besoek? En die titel van ons boodskap kom vanmôre vir ons uit Psalm 16 vers 6, waar die psalmis skryf, die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. En as 'n mens dink aan wie is die mens, wat is die mens, waarom sou God almagtig, die een wat alles skep, alles onderhou, alles in die goedheid van sy hart uit aan ons skenk, waarom sal hy bemoeienis maak met die mens? Dan wil ek punt 1 noem. Jare gelede, toe ek 'n seun was, het pastoor Louis die Jager van Kreeusdorp Wes vir my iets geleer wat ek tot vandag toe onthou en nooit sal vergeet nie. Hy het gesê dat die mens bestaan uit 3 dele uit. Jy is 'n liggaam, 'n siel. Jy het 'n liggaam, jy besit oor 'n siel, maar jy is 'n geestelike wese. 'n Mens se liggaam is die masjien wat jou rond beweeg, wat jou bestuur, waar jy op pad heen is, wat jou dra, wat jou die vermoëns gee, om te arbei, om te werkskaf vir die koninkryk. Jou gees is die ewig lewende koppeling, die kontak met God Almagtig. Die siel lewe en sterwe. Die siel is jou wil, jou intellek en jou emosie. Wanneer daardie 3 dele, daardie 3 komponente nie in balans met mekaar verkeer nie, dan gaan daar gewoonlik fout. En as jy my verskoon as ek dit sê, 'n mens gaan dit gewoonlik aan jou sak of aan jou bas voel. Jy gaan swaar kry as daar 'n komponent verkeerd gaan. 'n Klein kind belewe op 'n stadium in sy ontwikkeling 'n rebelse periode. Dit is waar daai willetjie inkom. En onderwyseresse sal ons sommer maklik daarvan vertel, ingevalle ouers dalk vergeet het, hoe Boetie daai tyd 'n tantrum gegooi het, wanneer hy daai spesifieke ding soek, sy willetjie kom uit, sy wil is sterk, sy wil is alles oorheersend, want hy het nie die intellek om daaroor te besin, wat is die rede waarom hy nie nou dadelik daardie karretjie of daardie lekkerny mag kry nie. Dieselfde met die mense emosies, baie kere in ons lewe, dan kry die emosies maar so 'n bietjie van 'n oorhand oor 'n mens. En ongelukkig is dit nie altyd blydskap nie. Partykeer is dit droewigheid, droefgeestigheid. Jy weet waarvan ek praat. Hier is mense saam met my, deur dieselfde God geskape, op dieselfde patroon gemaak, en ons lei dieselfde lewe. Elkeen van ons is maar die produk van die prosesse waardeur ons gaan. Ons word aan ons ouer huis groot gemaak en ons leer dieselfde lesse in die skool en die lewe verder, stap met ons 'n pad wat ons elkeen blootstel aan dieselfde, die goeie en die slegte. Die intellek ook is 'n probleem wanneer 'n mens se intellek alleen die oorhand kry en 'n mens geen emosie toon nie en jy is afgesonder en jy is daar een kant en afsydig en niemand kan sien of jy in werklikheid 'n robot of 'n mens is. Maar soos ek sê, wanneer hierdie 3 komponente in harmonie groot word, saamwerk, 'n deel van jou lewe vorm, dan kan jou liggaam, jou siel en jou gees ook in harmonie lewe, nader en nader aan die Here God. Dit was die opening salvo. Die vraag bly steeds, wie is die mens dat jy aan hom dink, die mens se kind dat jy hom besoek? Die mens is soos gras. 'n Mens is daar en dan is 'n mens nie meer te vind nie. Hierdie tweede gedeelte is 'n gedeelte, of hierdie tweede gedagte is 'n deel waarmee die Here met ons gesels het in ons eie persoonlike huishouding. Ons het deur 'n krisis gegaan so ruk gelede.
Ek wil amper sê, dit was so wat 'n jaar gelede, 'n jaar en 2 maande terug, en het ons baie gebid om te hoor, hoe gaan ons hierdeur kom? Want 'n mens weet nie altyd nie. Is hierdie siekte tot die dood toe? Is hierdie stryd tot die dood toe? Is daar lig aan die ander kant? Is daar 'n uitkoms? Is daar redding? Is daar verligting of verlossing? En elkeen van ons gaan deur soortgelyke krisisse. So gesels ek met die Here en hy vertel vir my, herinner my daaraan dat die mense soos gras, en die woord van die Here verwys ook daarna, Psalm 103, sê jy is die mense soos die gras, die mense soos 'n veldblom, hy bloei in die môre. Die woord van die Here verwys 'n hele paar kere vir ons na gras, en ons is 'n land wat wonderlike natuurskoon het, en ook wat geweldig baie boerdery belange het. En ons weet, al woon jy in die dorp, weet jy iets van gras af. Mens kan sien langs die pad wanneer mens ry, hoe mooi is die skepping, hoe mooi het God die wêreld gemaak. En ek het al by geleentheid in die veld gaan stap, en dan sal 'n mens herken, ek wat 'n leek is, sal herken, dat 'n mens sien sommer maklik, hier's 3 verskillende soorte gras. Die wêreld lyk net groen, totdat jy instap dan sien jy, maar Vader se kreatiwiteit, sy skepping is so wyd uiteenlopend, dat waar jy net groen sien, en jy bietjie mooi gaan kyk, sien jy maar, hier's 'n ander stingel, daar's 'n ander blaar, daar's 'n ander wortel, daar's 'n grassaadjie wat so lyk, en daar's een wat soos 'n halmpie lyk. Vader is so goed vir ons, weet, nou vergelyk hy ons met die gras, en toe ek met hom gesels oor die gras, toe sê hy vir my, kyk hier, die gras is eendag daar, die gras is weg, waar is die gras heen? Ons ken veldbrande, ons ken droogte, ons weet hoe dat die veld sommer baie maklik deur die hoëveld se weerlig raak geslaan is en dan brand hy af, of deur roekeloosheid, agterloosheid weggebrand word, of dat die son so fel is en die reën so skaars is dat daar oorbeweiding plaasvind en die gras is weg. Maar dit is nie altyd die geval nie. Wat word van daardie gras? Iemand sny dit af. Wat maak hy met daardie gras? Hy maak vir hom 'n grasgedekte dak. Daardie gras wat basies vir niemand iets beteken nie, word skielik 'n skuiling, 'n vesting, 'n plekkie waar iemand uit die son uit kan kom, 'n plekkie dalk waar iemand in rus en vrede in die koelte daar op sy knieë kan gaan en sê, Vader, dankie vir die hoof oor my, die dak oor my hoof. Dankie dat U aan my voorsien het. Dankie Hemelse Vader dat ek mure om hierdie dak kan sit, U het vir my 'n veilige vesting geskep. Waar gaan die ander gras heen? Iemand trap dit in klei in, soos wat die verhaal van die Israeliete in Egipte vir ons vertel. Die kleistene word sterker gemaak daardeur, word daardeur bewapen sodat daar 'n sterker huis gebou kan word. Die huis gaan staande bly as gevolg van die nuttelose gras wat daarin vermeng is. Die klei is versterk. Weereens, Vader, U gee vir ons beskutting. U gee vir ons 'n plekkie waar ons kan wegkruip. Wat word van daardie gras? 'n Mens maak dit in bolletjies bymekaar, vir fyn houtjies, en jy steek 'n vuur daarmee aan die gang. Kry die vuur daarmee aan die gang. 'n Mens sny vir jou dit in bale en jy voer dit vir jou skape en jou beeste. Goed, wat word van daardie skape en beeste? Daar kry ons leer vir klere, daar kry ons melk, daar kry ons botter, daar kry ons voeding. Daardie gras het nou al so ver gegaan. Daardie gras het so baie take al gedoen. Dis eendag daar, dis die volgende dag weg. Dis nie altyd vernietig nie. Daardie gras laat iets agter. My erfenis is vir my mooi, want daar is vir my 'n erflating. Iemand het nie die gras geplant nie, maar die gras het so baie dinge vermag. Die gras het soveel dinge bereik. Alles binne die raadsplan van God ons Vader, wat geweet het, ons is die mense wat die skuiling nodig het. Ons het 'n gebou nodig, ons het voeding nodig, ons het kleding nodig. Die gras is nie net weg nie. Die gras word 'n deel van ons erflating. Nou wanneer die psalmis sê, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, my erfenis
ja, my erfenis is vir my mooi, dan moet daar 'n erflating wees. Soos daardie gras daar gestaan het in stomme enigheid en 'n klomp take verrig het en 'n klomp werk gedoen het en God se raadsplan uitgelewe het die gras 'n erflating agtergelaat. Die kudde het gegroei, die kudde het gesond geword. Daar's intussentyd geslag. Daar is fees gevier, daar's gevoed en geklee. Die erflating het gegroei. Die gras is nie net weg nie. Die mens is nie net weg nie. Nou wil ek aan punt nommer 3 raak en met die gesels oor 'n tent. Elkeen van ons weet hoe daar broer Paulus vir ons in 2 Korintiërs 5 verwys na die tentwoning waarin hy woon. Ek glo almal van ons het al gaan kamp en dan ken u tente. Dit is gelyktydige plesier en 'n kramp om met 'n tent te gaan kamp. Die tent kry sy merkies, so welkom as wat die tent vir ons is. Daai een keer waar die mif so in die hoekie begin groei het, omdat hy 'n bietjie klam weggepak was. Daai een keer wat ek hom onoordeelkundig opgevou en in sy sak toegezip het, toe ek die goggaseil so 'n skeer ingezip, net mooi groot genoeg dat dan nou 'n klomp muskiete in die nag om my kop kan doen zoom en ek nie die tent kan geniet nie. Daai een nag wat ons daar op Magalies gaan kamp het en die wind so kwaai geruk en pluk het, dat die oogie waardeur die tou geryg is uitgeskeer het. Die tent het sy merke opgedoen, die tent wys tekens daarvan dat daar al in hom geleef is. Die tentpenne het soveel keer al in die harde grond gebuig, dat ek hulle met 'n hamer moes reguit timmer, om hulle weer te kan gebruik. Daai een nag wat 'n mens gaan kamp het, en die reën so hard neergekom het, dat 'n mens uit die tent uit moet storm, om die toue weer styf te trek, want anders gaan die tent op jou neerkom. Maar dit is my tent. Dit is die tent wat ek ken. Ek het hom met my geld gekoop. Ek het hom ingewy. Hierdie tent het al sy eie reuke. Hierdie tent het al sy eie merke. Maar dit is my tent. Die tent waarin ons ook woon. En ons gaan nou lees wat broer Paulus vir ons skryf in 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 4. Hierdie tent waarin ek woon, waarin u woon, wil ek ook sê, dit is ons tent. Sommige van ons tente, die oë al verdof, die skeniere al styf geraak, die spiere al verswak. Sommige van die tente het al operasies ondergaan, die blinde darm is uitgehaal, of die pankreas het opgehou werk, ons lewe met suikersiekte, of hoë bloeddruk. Sommige van ons tente is nog nuut en jonk en pragtig, en ons pas dit op. Ons as mense doen oefeninge, ons lewe gesond. Ons probeer om na ons tente te kyk, al besef ons in ons agterkop hoe dat die tent maar van kortstondige aard is. God het hierdie tent nie gemaak om vir ewig te hou nie. God het hierdie tent geskep, gemaak, uit die grond uit opgewek, om vir ons 'n manier te kan gee om hom te vereer, om diensbaar te wees, om vir Vader iets te beteken, om onsself te beywer daarvoor om nader en nader aan die koninkryk te beweeg. Want wat gaan ons eendag doen wanneer ons hierdie tentwoning opvou? Het jy al gedink oor wat gaan die volgende 10.000 jaar gebeur? Dit wat ons nou besig is om in te oefen, lofsang, aanbidding, toewyding, lofprysing, koordans, gehoorsaamheid, dienswerk, gaan ons vir die res
van ons ewige bestaan in die hiernamaals aan die hand van God ons Vader doen. Nooit weer gaan daar 'n skeiding wees tussen ons nie. Nooit weer gaan daar 'n oomblikse afstand wees tussen God ons Vader en ons self nie. Maar dat ek gaan myself vooruit, ek raak opgewonde as ek dink aan die heerlikheid wat op ons wag en die goedheid en die guns, die perkelose liefde wat God op ons uitstort. Ek wil graag vir hierdie skrifgedeelte lees en ek het myself so vooruit geloop. Ek vra U om verskoning. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 1. Broer Paulus is aan die woord, hy sê, want ons weet dat as ons aardse aardwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaar, omdat ons liewer nie omklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Broer Paulus sê ook vir ons dat die lewende sal geensins die dooies vooruitgaan nie. Op daardie laaste dag, wanneer die basyn geklank, dan sal die dooies uit die graf uit op verrys en God ons Vader die hemele in, soos wat ons ook met die lewe oorklee gaan word. En Paulus sê vir ons dat terwyl hy besef ons in hierdie tentwoning woon, sug ons. Ons sien nie uit daarna dat die kwale en die skete wat ons reeds in ons tentwoning beleef, moet erger word en dat ons ontklee moet word met die lewe, sodat ons oor aangetrek word met die ewige lewe nie. Ons sug en ons sien nie uit daarna nie, maar ons weet, daar is 2 dinge waarvan die mens kan seker wees, en dit, een van hulle is die dood. Almal is God een dood verskuldig, maar nie 'n tweede dood nie. Die tweede dood is wanneer die duiwel, die doderyk, die vyand se mag, in die helse vuurpoel gewerp gaan word. Ons is God net een dood verskuldig. Dit is wanneer ons met 'n sug en 'n steen ontklee sal word van hierdie tentwoning. Kan jy dink wanneer jy so afkyk en jy sien, maar weg is die skenierprobleem, weg is die bril, weg is die gehoortoestel, weg is die pyn en die lyding. En daar's 'n vonk en 'n vuur binne in ons, die gees waaruit ons bestaan, die gees wat ons is, prop direk binne in die bron van krag in God ons Vader. En ons word oorklee in die heerlikste heerlikheid, die ewige heerlikheid. Dit is die 3 gedagtes wat ek met u wou gedeel het vandag. Elkeen van ons gaan deur dinge in ons lewe en elkeen van ons leer lesse daaruit. En soms raak 'n mens benoud wanneer 'n mens dink aan die naderende finale dag. Maar toe ons nou net 10,000 Reasons gesing het van ons broer Matt Redman, toe sing ons 10,000 jaar en dan vir ewig meer. Dit is waarna ons het om uit te sien. En gehoorsaam met net een enkele stap om te sê, Vader, neem my swakhand in u sterkhand en dan begin 10,000 jaar en daarna vir ewig meer in die heerlikheid van ons Vader. Kom ons staan dan, vra ek vir Pieter om vir ons die diens af te sluit.